Is 'n mens nou hier in die kuiergebou Lapa area instap. Kom ons stap net eers so deur. Ek net vir julle wys as jy so deur stap. As jy by die chalet instap, dan is dit wat jy sien. Hierdie chalet het stapelbeddens om 'n klompie kinders dalk in te druk. Jou veld is 'n harde grys grond. Jou grasbedekking is goed. Dit is 'n plaas met 'n besonderse verskeidenheid van plante groei. Wow, wat 'n pragtige dam. 'n Uitstekende groot dam. Okay, ons ry nou uit Marken uit rigting Ellisras. Die plaas lê teen hierdie teerpad, weerskante van die teerpad. Ons sal nou daar by die plaas aankom. Plattelandse pad. Okay, hier is ons nou by die plaas. Die plaas lê nou weerskante van die teerpad. Hierdie kant is so kwart van die plaas en dan die grootste gedeelte is aan hierdie kant van die teerpad. As ons ry nou in hierso na die herberg toe. Ek sien dis 'n besonderse goeie wildtuining, geelektrifiseer en alles. Ek sal nou 'n bietjie nader stap daar. En die weiding, tipiese gelyk Soet Bosveld. Sal nou 'n bietjie meer in detail kyk. As jy by die werf se hek inkom, dan is dit wat jy sien. Daai hek maak nou oop met 'n afstandbeheer. Daarie is 'n klein kampie. Die draad wat jy sien hier is maar so rondom die werf om die wild van die grasperke en die dinge af te hou. En dan is dit wat jy sien. Okay, wild die heining om die werf lekker geelektrifiseer en so aan. Okay, daar is die hek nou waar ons ingekom het. En dan het ek nou so omgestap, hierso is die swembad. Hierdie lyk my so splash pool. En ek sien hy so en dan het hy 'n uitloop. Maar ek dink van die swembad is gebruik om seker nie meer nie. Okay, maar dan is die herberg nou hier. Ek gaan nou vir julle wys hoe lyk dit hierso. Ernstige stompe vir 'n lang aand se kuier. Is 'n mens nou hier in die kuiergebou Lapa area instap. Kom ons stap net eers so deur. Net vir julle wys as jy so deur stap. Kom jy nou hier in die agterkant uit en die chalet is nou daar. Kyk, ek stap nou terug en dan kyk ons net gou hierdie Boma area. Die Boma is waar jy jou vuur maak. Lekker onder die pragtige groot reuse knoppies doringboom. Die kuierplek. Okay. So. En dan stap jy nou hier in die, kom ons noem dit nou maar die Lapa in. Okay, wanneer jy nou hier instap, dan is dit wat jy sien. En afwerking. En hierso is 'n hert. Jy maak, kan kos maak in hom.
Kyk, hier sien ek is 'n kombuis en die eetkamertafel, alles, yskaste, vrieskas, geweerstander en dan is hier kombuistipe van die sitkamer. Kyk, as jy hier in die sitkamer effek instap, dan is dit wat jy sien. Hier het hy ook so kombuisie. Is niet opwas, is nie yskas en goeders nie, maar dit is alles in een. Want hy 'n toilet, nog 'n toilet en 'n badkamer en 'n stort. So hierdie is, wag ek sien, daar gaan trappe op, want hier is nie slaapkamers hier. Ek sien nie die onthaalgebou nie. Kombuis en wat se gebou, maar kom ons kyk gou hier op. Kyk, as jy hier opgestap kom, dan is hier 'n slaapvertrek hierso. Kyk. Daar is die onthaalgebou of lapa, wat ek al dit wil noem, maar ons was. En hierso is nou so 'n paar selys, lyk my is omtrent 4. Ek gaan nie deur almal stap nie, ek kan vaarlig, maar almal dieselfde lyk. Ek gaan net so deur die een stap. En ek sien 4, kom ons stap by hierdie een, kyk hierdie eislike groot knoppies doringboom hierso. Ons stap gou by hierdie een in. As jy by die selei instap, dan is dit wat jy sien. Okay. Net 'n stort, nie 'n bad nie. Okay. Hierdie selei het stapelbeds om 'n klompie kinders dalk in te druk. Hier is 'n voertuig afdak net om die voertuig 'n bietjie teen die son te beskerm. En die bestuurder se huis, ek gaan nie daar instap nie. En hier so is 'n donkie, warmwaterstelsel, is 'n geyser waar jy hout vuur maak met hout vir warm water. Ons noem dit 'n donkie. Okay, en dit is so dit hierso lyk. Net 'n paar tegniese goed. Hierso sien ek is 'n krag-DB boks en hierdie is 'n boorgat met waar die water versprei word, kan 'n mens sien. Hierso sien ek staan 'n waterkar. En hierso is 'n springmat en so aan. Hierso ook wasbakke so aan die buitekant van die lapa. Okay. Vanaf maar vir julle die watertanks ook wys met 'n drukpomp. Die drukpomp. Okay. Die sonpanele is maar net om die draad te elektrifiseer. Hier is Eskom krag. Okay. Omheining rondom die werf. Okay, kom ons stap gou hier deur die funksionele geboue. Elke plaas het dit ook nodig. Hierso is die stoorgebou. Hier's 'n paar losgoed hierso. Kom ek wys julle gou die losgoed voor ons in die stoor instap. Aan die ander kant is ook, wat ek julle ook sal wys, sleepbaans en goeters. Ja, kom ek wys vir julle die slagplek. Okay, dan gaan ons gou daar binne in die stoor instap. Okay, as ons hier in die stoor instap, lekker groot stoorruimte. Dit klomp nuttige items ook. Hierdie trofee sal natuurlik nie deel wees van die koop nie. En hierdie kus en so aan nie. Ek weet nie hierdie sleepwaan nie, ek sal moet uitvind, maar hierdie goed lyk nie vir my tipies of dit aan die plaas behoort nie. Hierdie Bobcat ook
Hy gaan definitief nie deel wees van die plaas nie. As jy hom wil hê, jy hom ekstra moet koop. Maar hierdie goed wat hier so, kragopwekkers en so, pale, jy weet 'n mens, sulke goed lê maar hierso, gereedskap, lê maar hierso, eendag het jy dit nodig, eendag soek jy 'n paal of 'n ding. Sementvloer, baie grof, daai deur gaan deur na die slagplek toe, dan sien ek hierso is die koelkamer, heeltemal in werkende toestand. Ok, so ja, so dis 'n heel netjies 'n bruikbare stoor. Hier is ons nou by die agterdeur van die stoor uit. Hier lê ook duisende goed. Ek gaan nie eens hier deurstap nie. Maar dit is, jy weet, is goed dat 'n mens elke plaas het maar so, noem dit 'n rommelhoop of wat, waar jy goed wat jy dalk later eendag soek jy dit of 'n dat of 'n eyster of 'n ding. Dan kom krap jy hom hier uit. Elke plaas het maar so ding. Hierdie kan jy sien is ou krale en so wat afgebreek is. Kyk hierdie trekker en die hamermeel. En dan ek sien hier 'n skaapkraaltjie vir 'n paar eie gebruik skapies. Wat ek hierso sien is, ek weet nie of dit bedoel is om 'n paaie te sleep of wil jy dalk 'n, ja, ek dink dit is maar om paaie te sleep, maar hy lyk nie meer vir my baie effektief nie. As ons hierdie kant toe stap, is hier so die kragopwekker. So dit is jou bystand kragopwekker vir Eskom se onbetroubaarheid. Hier is jou Eskom krag. Maar ons weet mos almal hoe is Eskom. Daai is jou werkershuise. Ek gaan nie nader stap eers nie. Ok, 'n paar skapies vir eie gebruik. Kom ons gaan kyk hoe lyk die veld. Hierso is ook 'n watertank. Wees slim, skryf in.
like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Kom ons gaan kyk hoe lyk die veld. Ons is nou nog steeds aan die geboue kant van die plaas. En wat ek waarneem hierso is, die veld is baie mooi ontbos. En die stand van die gras is goed. Ons gaan nou 'n veldontleding doen. So hierdie kant, hier waar mense ry, lyk is die veld in 'n baie goeie toestand. Ok, ons is nou besig om in te ry na die dam toe. Maar die veld oralste is mooi oop en in 'n goeie toestand, goeie grasbedekking. Hier so 'n waterkrib, is 'n ou beeskrib maar. En voer en sout uitsitplekke en 'n skuiling daar in die verte. Skuiling. Ek sien die skuiling is netjies uitgeplavei binne. So 'n sinkdak. So het gaan 'n redelike gerieflike voorlê jag wees. Wow, wat 'n pragtige dam. Eintlik 'n groot dam. Is naby aan die teerpad, jy kan die voertuie hoor in die agtergrond. En daarso is 'n uitkykpunt. Baie mooi, pragtige dam. Teerpad is nou daar agter daai bosse. Net uit 'n ander hoek uit. Hier staan ons nou, die teerpad is daar agter daai bosse. En hier is die uitkyk.
Alright, ons is op pad, ons gaan nou oor die teerpad gaan na die ander kant toe. Ek sal die veldontleding daai kant gaan doen. Ok, ons is nou oor die teerpad, ons is op die groter deel van die plaas. Hier is geen gebouwe hierso nie, so maar net die veld vir julle wys. Hierso is 'n krib en voerplek en so. Ek gaan nou nie uitklim nie. Maar die standaard. Hierdie kant is ook so skuiling, kom ons kyk net hierdie kant ook. Skuiling mooi uitgeplaveie in die binnekant en so aan. Lekker gemaklike skuiling. En daar so is die krippie waar ons nou was, waar ek gesê het ook nie gaan uitklim nie. En dan hierso is 'n mooi groot sementdam. Dus kyk gou daar. So half vol. En hy gooi 'n lekker stroom water. Daar sy. Die mooi marula bome as 'n mens so ry met die paadjie. Mooi groot marulas. Ok, ek gaan gou vir ons 'n veldontleding doen hierso. Baie mooi veld. Maar voor ek die veldontleding doen, wil ek julle mooi vra mense asseblief skryf in. Ek en professor ons ry groot afstande, baie kilometers en om vir julle hierdie mooi wildplase te bring. Ongelukkig is die nimmerlike professor nie saam met my vandag nie. Ek is hier saam met 'n vriend van my. So professor is nie op hierdie video nie, maar mense, sy vra ook. As sy nou hier was, het sy vir julle gesê, wees slim, skryf in. Asseblief mense, skryf in, hoor. Ok, kom ons doen gou die veldontleding. Wees slim, skryf in. Ja, hier is die paadjie waarmee ons nou afgery het met die mooi groot marula bome. Die hele plaas het mooi groot bome, hoor. Dit is 'n baie mooi plaas. Jou veld is 'n harde grys grond. En jou grasbedekking is goed. Kyk, ons het 'n goeie reënjaar gehad vanjaar. Maar met die wild wat hier is en alles, ek is heeltemal tevrede met die stand van gras. Die veld begin al 'n bietjie droog word. Jy kan sien, dit is nie heeltemal so gras groen nie. As ons kyk na die boomspesies, dit is 'n plaas met 'n besonderse verskeidenheid van plante groei. Hier, kom ons stap so deur. Rooibos. Hierdie is 'n sekelbossie, nie 'n indringerstand nie. Hierdie is, ja, dit is 'n klein rooibossie. En hierdie is 'n kandidoot, daai vruggies. Kom ek wys hom vir julle, daar loop hy. Daar loop sy stam daarso. Is 'n kandidoot. Daai is 'n huilbos of 'n huilboom of 'n huilbos. Ek gaan so 'n bietjie nader stap. Dan wys ek vir julle sy blare uit hierdie saamgestelde blare. Met 'n redelike growwe stam. Dis al 'n oue, is 'n groote hierdie. Sien hulle nie altyd so groot nie. Hierso staan 'n rosyntjiebos. Hierso staan ook 'n kandidoot. So verder stap, knoppiesdoring. Knoppiesdoring het net knoppies op sy stam as dit 'n jong boompie is. Sodra hy groot word, wys hy nie meer daai knoppies nie. Kenmerkend van 'n knoppiesdoring is hy sulke ronde blaartjies. Ander bome as jy twyfel en hy het nie sulke ronde blaartjies nie, as hy nie knoppiesdoring. Hierdie is dan alles rooibos wat hierso staan. Daar is 'n knoppiesdoring. Daar so staan weer kandidote en so. Ja, dit is omtrent, dis die tipe veld ook, jy gaan harde kole kry hier. Harde kool is maar altyd skaars waar hy is. Rosyntjiebosse en so aan en so aan. Kyk, daar is 'n ander tipe rosyntjiebos. Kyk, hierdie ene, groen en 'n ronde blaartjie. Hierdie ene is die vaal tipe.
Jy kry nog 'n ander een ook wat hulle noem kruisbessie of maretla. Nee, kruisbessie. Hierdie dink ek is die maretla, is die een met die lang reguit stamme. Kinders hulle het almal. Kyk hier, rosyntjie bosse, hierdie lang reguit latte. Dit is as jy in die Bosveld groot geword het en jy was 'n stout kind, dan jy daai ding geken. Ja, okay, so dis die tipe veld. Rooibos, knoppies, doring, hier is marulas, hier is harde kool en so aan, 'n baie rosyntjie bos en hier is heel wat van hierdie kanidote en so aan. Okay. As ek weer bietjie kan gek skeer oor die Bosveld se rotting. Hierdie rosyntjie bosse se stammetjies. Hier staan 'n marula, dit is nou nie 'n reus nie. Maar dit is nou 'n marulaatjie. In die verte pragtige droë dooie bome. Kyk hierdie pragtige droë stomp wat hier staan. So tipies van die Bosveld. Ja, baie mooi plaas. Kyk hier ook die droë stompe en dinge wat hier staan. Baie mooi plaas, baie vuurmaak. Kyk hierso, hierdie droë stompe. Regte Bosveldplaas. Kyk, daar sit die duwe en water drink. Toys.